Goeiemôre, baie welkom by ons oggenddiens. Dis die tweede Sondag van Advent, waar die tyd is wat ons wag, met die verwagting wag met Kersfees op pad is, en waar ons verlede week aan hoop gedink het, dink ons vandag spesifiek as ons die Adventskers aansteek aan vrede. So kom ons steek die Kersiepan en dan dink ons aan vrede wat ons doorhef in hierdie tyd, en die vrede wat ook beloof is toe die Here Jesus gebore is en die belofte daarvan gemaak is. Ons lees van die engele wat op 'n stadium by die herders verskyn en dan vir hulle spesifiek sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Kom ons bid en kom ons vra dat die Here sal help ons môre iets van sy vrede uit sy woord uit en uit die saamwees wat ons hier sal kan beleef. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat ons môre ook weer saam kan wees om te hoor wat op u hart vir ons is. Wat u vir ons 'n gedagte het en wat u vir ons kom gee. Ons leef in hierdie adventstyd, Here, waar ons uitsien met 'n verwagting, met afwagting aan u wat vir ons weer iets gaan kom gee as ons dink aan die geboorte van die Jesuskind. Wil u vanmôre vir ons seën as ons uit die woord uit lees en oordink. Ons bid in die naam van Jesus. Amen. Daar is hier 'n paar verhale in die Bybel waar God vir ons vertel hoe hy vreemdelinge deel van sy plan hier op aarde maak. En die plan wat op die ouende deur Jesus tot vervulling gekom het. So in verjaar se adventsdienste fokus ons 'n bietjie op 'n klompie verhale van mense van buite af, vreemdelinge, wat deel word van God se verhaal. En dan vir ons juist dan sê maar, hoe kan ons ook, wat ook baie keer maar vreemdelinge is in die wêreld, hoe kan ons ook deel gemaak word van die verhaal en van die plan van Jesus? Ek lees wat Jesus vir Nicodemus sê in Johannes 3 vers 16, waar hy eintlik sy hart kom gee van hoekom hy vir Jesus gestuur, hoekom hy self mens geword het en onder ons kom bly het. Dan sê hy daar in vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hy het die wêreld so lief gehad, en nie die mense naby aan hom nie, maar almal wat in die wêreld is. En dit is hierdie teksvers wat vir ons iets kom sê van God se wêreld, wat baie groter is as wat ek en jy baie keer kan dink. Ook juist vir die vreemdelinge, wat nog steeds deel van die skepping van God is. En vanoggend was dan by die verhaal stilstaan, die bekende verhaal van die Moabitiese vrou Rut, en ek dink baie van ons ken dit baie goed. Kom vertel kortliks, daar was 'n Joodse pa, maar Elimelek en Naomi, en hulle 2 seuns gehad. En hulle is weg uit Israel uit na Moab, toe net langs Israel, omdat daar hongersnood was. En daar het hulle soos vreemdelinge geleef, vreemde land, vreemde geloof, ander mense met wie hulle skielik saam was. En daar is die 2 seuns toe getroud met 2 vreemde vrouens, 2 vreemdeling vrouens uit Moab uit, naamlik Orpa en Rut. En dan sterf die pa Elimelek en die 2 seuns, en skoonma Naomi besluit sy wil teruggaan na Israel toe. En dan vra sy vir die 2 skoondogters wat hulle wil doen, en die een skoondogter, Orpa, besluit om nie saam te trek nie. En die ander een, Rut, besluit sy gaan saam met haar skoonma terugtrek. En dan lees ons hierdie baie bekende vers in Rut 1 vers 15 en 16, wat is hieroor kom sê. Toe sê Naomi, kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en na haar gode toe. Gaan jy nou ook maar saam met haar terug? Maar Rut het geantwoord, moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie, want waar u gaan sal ek gaan, waar u bly sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Waar u sterf sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê eed voor die Here, of af voor die Here, nie die dood sal ons skei. En dan gaan die verhaal aan uit 'n baie mooi nadraai, deurdat Rut op die ouende in hierdie vreemde land vir haar, land Israel, verlief raak op 'n man, 'n boer met die naam Boas, en op die ouende met hom trou, en 'n kindjie het met die naam Obed. So hoekom pas hierdie verhaal vir ons in by ons uitsien na Kersfees? Ek dink want is as gevolg van hierdie verhaal onder andere dat Kersfees kon gebeur het, soos ek en jy dit ken. Of anders gestel, wanneer ons lees van Jesus se geslagsregister,
met die vertelling van sy geboorte en daar in Matteus, dan sien ons die name van Boas en die name van Rut en die name van Obed in daardie geslagsregister. En Obed was op die ouene die oupa van Dawid, van koning Dawid, en die Messias is uit die geslag van Dawid gebore. Daarom is hierdie verhaal vir ons belangrik as ons dink aan Kersfees. En wat wil hierdie verhaal vir ons sê oor vreemdeling en vreemdelingskap, die ander mense vir wie Jesus mag gekom het en wat hy ook naby hom wil hê? Wel, ek wil vir ons vertel dat die Here juis buitestanders dikwels intrek in sy familie. Want Rut is 'n weduwee, sy is 'n immigrant, sy is 'n vreemdeling. En tog word sy deel van Israel en deel van God se familie. En uiteindelik deel van die geslagsregister van Jesus. En dit is die kernboodskap van Advent wat ons mekaar wil deel. God trek buitestanders in. Hy wil almal intrek na hom toe. Dit is hoekom Jesus mens geword het en tussen ons kom woon het, sodat buitestanders ook iets van hom kan raak sien en kan naderkom. Iemand sê dit so mooi, Jesus kom nie net vir nasies nie, hy kom ook deur nasies. Hy gebruik mense, hy gebruik vreemdelinge, om juist vir mense te wys, ek is hier, omdat ek vir jou 'n bietjie meer genade, bietjie meer omgee, bietjie 'n groter ruimte op hom wys, wat ek wil volmaak as wat jy baie keer dink, oor wat ek het van die mense. Rut wys vir ons die hart van God. Niemand is te ver, of te vreemd, of te stikkend vir God nie. God het 'n hart vir vreemdelinge. Ag, ek dink ons kan vandag toepas en sê, Kersfees kom vertel vir ons van 'n genadige Vader, wat mense nader trek, en ons sien dit ook in die doop, wat ons bedien in ons in ons kindertyd vanmôre by ons erediens. God trek mense wat hy naby hom wil hê, net nog nader. So 'n paar merkers in die gedeelte, 'n paar dinge wat vir my uitstaan. In die eerste plek, in dat feestyd wag ons op God wat juis grense oorsteek. So as ek en jy wag, is dit nie 'n passiewe wag nie. Dis 'n wag met die verwagting dat die Here iets baie besonders gaan doen in die mense wat ons baie keer op die rand sien staan. Oor sien ons dit in die Bybel, dat die Here nie sy afstand hou nie. Die Here kom juis nader, of hy trek juis mense nader. Nader as die afstand wat ek en jy baie dink dat tussen God en die mense is. En elke keer word ons verras, want God werk nie net binne die grense wat ek en jy dink nie. Hy kies byvoorbeeld vir Abraham uit Ur, uit 'n heidense stad. Ek weet nie wat sy geloof was, Abraham regtig nie, hy het vir God geken. En hy roep hom uit 'n heidense stad om die vader van God se volk te word, lang voordat Israel, die volk Israel, bestaan het. Josef, weet ons, word verkoop as 'n slaaf en hy gaan na 'n vreemde land toe, juis omdat die Here hom daar buite sy grense wil gebruik, om uit sy volk te red van hongersnood. En dan kies God 'n slaafvolk in Egipte, om hulle te red, deur Moses wat deel was van 'n gemengde familie met 'n Midianitiese skoonpa, wat 'n priester was, wat hy raadpleeg hoe om Israel te volg, buite die grense, anders as wat ek en jy gedink het, dit sou wees in God se werk. En dan natuurlik die oorgrenskeuses van Kersfees, waar daar so baie nog van is. 'n jong meisie in Nasaret, wat buite die kultuur was dat sy swanger kon word, of wat eintlik helemaal vreemd was vir daai kultuur, dat sy swanger kon word sonder 'n man. Die herders aan wie engele verskyn, wat eenvoudige, uitgeworpe mense was van daardie tyd, oor grense. Wyse manne, wat van 'n ver land afkom, wat niks van God verstaan het nie. En God kies voortdurend vreemdelinge. Mense aan die rand, mense wat nie sou kwalifiseer as ek en jy vir hulle sou wou aanstel nie. En vanoggend, terwyl ons wag op Christus, hier in hierdie erediens, dan kom die storie van Rut na ons toe, om ook juis dit vir ons te bewys. God se genade ignoreer menslike grense. Dit is, ons sien dit in hierdie verhaal, ek en jy sou anders gedink het. God se hart is vir alle volke, dit het Johannes 3 vers 16 gesê, nie net vir Israel nie. Buitestanders word dikwels die beste geloofsvoorbeelde, as die Here iemand kan verander, wat bo verwagting is. Anders as ons verwag, dan is die impak baie keer baie groter. Dit wat die Here doen.
God breek deur etniese en geografiese en godsdienstige versperrings. Die evangelie is die begin, of eintlik van die begin af 'n wêreldwye verhaal. So indien ons hier Kersfees soos God wil wees en soos God wil dink, dan moet ons sien hoe hy grense oorsteek en ek en jy moet gaan en hom daaraan volg en net so doen. Of in ander woorde, ons moet raak sien dat God se genade baie groter is as wat hy dink, en dan moet ons gaan leef met hierdie groter stuk genade. Die tweede ding wat my raak in hierdie gedeelte is die hele tema van belofte, van 'n vreemde vrou, 'n Moabitiese vrou, wat hierdie belofte wat God gemaak het, dat sy seun gebore sal word, dat sy dit moet uitdra. Sy dra die beloftes. Rut was 'n vreemdeling gewees. Die Moabite is eintlik die ander mense. Hulle was polities anders, kultureel anders en godsdienstig het hulle nie by Israel ingepas nie. En Rut het geen regte gehad nie. Sy het geen aansien gehad nie. Sy het geen waarborg gehad dat iemand ooit vir haar sou aanvaar daar in 'n vreemde land wat sy teruggekeer het dan nie. Maar die Bybel wys dit, en wanneer mense haar miskyk, dan sien God haar reg. Want sy dra die belofte van God in haar hart saam. Rut kies om saam met Naomi terug te gaan na Bethlehem toe. Dit beteken sy kies armoede, sy kies onsekerheid, sy kies om 'n vreemdeling te wees. En tog in haar liefde en in haar trou aan Naomi, in haar verbintenis aan Naomi, sien ons die hart van God. God bou sy koninkryk deur mense wat niemand verwag nie. Sy loop die belofte in haar hart, al het sy lappie eens besef nie, dat die Here waarmaak wat hy beloof het. So 'n paar voorbeelde oor God se beloftes en die vreemdheid daarvan. Ons weet van Abraham en Sarah, wat die belofte kry van 'n kindjie wat hulle gaan kry. En dan in hulle ouderdom, baie jare nadat hulle stokoud is, dan word Isak eers gebore, dan word die belofte waargemaak. En God wys dat sy beloftes nie afhanklik is van menslike vermoëns nie. Josef was 'n slaaf, hy word 'n gevangene en toe 'n heerser. En toe word hy, nadat hy verkoop is deur sy broers, beland hy in die tronk en jare later word hy instrument waardeur God sy volk red en sy belofte nakom wat hy gemaak het. Dat hy vir hulle 'n verbondsgod sal wees, vir hulle sal sorg. God se beloftes kom dikwels op plekke na vore waar mense glad nie verwag nie. Soos byvoorbeeld die manna in die woestyn. God voorsien brood uit die hemel, as die aarde nie brood vir die mense kan voorsien. God se beloftes word dikwels waar in dorre plekke. Ag, ek dink byvoorbeeld aan die profeet Elia, wat op 'n stadium word hy vervolg deur koning Agab en koningin Isebel. En hulle wil hom doodmaak en dan word hy weggesteep. Die Here stuur hom na 'n onbekende stroompie, onbekende fontein met die naam Kritspruit. En dan bring die kraaie vir hom vleis en brood in die oggend en in die aand. En dan as die spruit later opdroog, dan stuur die Here hom na iemand anders toe, na 'n weduwee van Sarfat, 'n heidense vrou. En daar gee sy vir hom op die ouende goed om te eet, meel en olie. En dan weet ons daai wonderwerk dat die meel en olie soos wat sy dit gooi en geen skep, dit nie opraak nie, dit hou aan en aan en aan, want God se beloftes van voorsiening kan ek en jy nie beperk en ek en jy kan dit nie eindig nie. En dan later sterf haar seun en weer kom Elia en hy maak hom lewendig. Alles omdat God se beloftes en die pad wat hy met ons verloop waarmaak en hy kom vervul dit. En God bring dikwels vervulling vir sy beloftes uit ongewone bronne uit. En natuurlik is die Messias die grootste voorbeeld vir ons daarvan. Jesus se geboorte is vanuit 'n maagd in 'n stal, anders as wat ander geboortes was. Herders as die eerste getuies, die mense wat die laagste van die samelewing was daardie tyd, en heidense sterrekykers wat kom aanbid. En dink aan daardie kontras,
En die Here kom en hy gaan buite sy grense om beloftes waar te maak. So, die Bybel kom leer vir ons as ons dink aan die verhaal van Rut, dat God se beloftes seker is. Al voel dit vir ons baie keer vreemd. God se weë verras ons, maar dit is goed. God gebruik die onwaarskynlike om die onmoontlike te doen. En God se vervulling word dikwels deur gebrokenheid en stilte en terugslag gedra. So, God se beloftes vir ons in hierdie dag vra nie van ons begrip nie, want ons kan dit baie keer nie begryp of verstaan nie, maar dit kom vra vir ons geloof. En Rut, sy leer die Here ken en sy hou vas aan God se beloftes vir haar. En die Messias word uit haar nageslag uit gebore. So het jy al gedink aan beloftes wat die Here vir jou gee. Dalk loop die Here al 'n paar jaar met sekere dinge in jou hart wat roer en wat jy weet die Here wil iets doen en jy het net nog nie so ver gekom om dit vir hom te gee of om jou te verbind daaraan nie. En dalk wil die adventstyd vir ons iets kom sê van dit, van die vrede waarvan ons vandag die Kersfees aan versteek het, wat die Here vir jou wil gee, dat hy in beheer is, dat hy vir jou iets sal doen, al moet dit ook wees dat hy buite die grense van die normale sal gaan om dit te laat gebeur. En dis die verhaal van Kersfees. Buite die normale kom die Here my steekgrense oor en hy maak 'n belofte waar. Ons doop in die kerk, het ek net al gesê, 2 babetjies. En die doop kom vertel vir ons dieselfde waar ons op die Here wag. God kies eerste, hy kom na ons toe, hy skryf die kindertjies se name in die verbond, lank nog voordat hulle enigiets kan bewys. En ons dink daaraan, 'n baba is op 'n sekere manier ook 'n vreemdeling in die wêreld. Hy of sy stap in die wêreld in, sonder 'n taal, sonder prestasie, sonder identiteit, wat hulle dra. Alles net genade. Alles word aan hulle gedoen. En God sê in die doop, jy hoort hier, jy is myne. Ek maak plek vir jou, nog voordat jy weet, dat ek, wat God is, bestaan. En soos Rut by Israel ingelyf is, word hierdie kinders ook vandag dan nou in God se familie ingelyf. Nie omdat hulle genoeg weet nie, maar omdat God hulle genoeg liefhet. Nie omdat hulle kwalifiseer nie, maar omdat God sy hand uitsteek na hulle toe. Die doop herinner ons dat niemand 'n vreemdeling in God se huis hoef te wees nie. Nie Rut nie, nie ek of jy, of nie die kindertjies nie. Kom ons bid, dan vra ons dat die Here in ons hart sal vasmaak. Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre hierdie gedeelte kan lees, van dink oor die verhaal van Rut, dat ons kan dink aan wat Rut ervaar het, wat U vandag nog steeds ook wil waarmaak in ons lewens. Die feit dat U vir ons sê, U sal oor grense gaan, sodat U kan doen wat U wil doen. Ons moet net saam met U loop. En dan Here, die beloftes wat U vir ons gee, die belofte wat U kom waarmaak deur Rut se verhaal, deur dat sy as 'n heidense vrou, 'n vreemde vrou, kan deel wees van U voorgeslagte, dat U vir haar gebruik het om waar te maak dit wat U wil hê moet gebeur. Dankie dat ons op beskikbaar kan wees in die adventstyd vir ons dat vir U kom sê, ja, ons loof U in naam daarvoor. Ons bid dit alles in naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here, Jesus Christus, en mag die liefde van ons Vader, mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons almal wees en bly. Amen.